Ek is altyd uitermate opgewonde oor 'n nuwe jaar. Want ek dink ons almal is opgewonde, maar ek is ook uitermate gespanne altyd, want ek moet nou altyd afskop. En gewoonlik begin ons met 'n nuwe boek. En vandag is die boek wat ons nog nooit ooit in hierdie gemeente gelees het nie, of gepreek het nie. Die boek se naam is Jesaja. 'n ongelooflike gem, 'n diamant eintlik in die Ou Testament. Ek dink naas Psalms die mees aangehaalste boek vanuit die Nuwe Testament soontoe. So ons moes hom eintlik baie lank al gelees het. En ek noem dit Jesaja se tydsreise. En my begeerte, my gebed vir jou vandag is dat hierdie boek, en omdat hy onbekend is dit goed, want ons hou van novelty en nuwe goedjies, is dat hy jou sal help om die drie enige persone God nuut te sien, te ervaar en ook gemotiveerd te wees om dit nuut oor te vertel. So dis is soos 'n nuwe fliek wat ons gaan kyk. En baie interessant van hierdie boek is klomp van die gedeeltes uit die boek ken ons eintlik. Byvoorbeeld ons het Kerstyd gesing oor Immanuel wat kom. Die idee kom uit Jesaja uit. Ons sing daai lied, aan ons is 'n seun gegee, kom uit Jesaja uit. En ons sal hom noem wonderbare raadsman, vredevors, ewige Vader. Al daai gedeeltes kom daar uit. En die gedeelte byvoorbeeld uit daai fliek The Passion of the Christ, hy's gelei soos 'n lam ter slagting. Dit kom uit hierdie gedeelte uit. Die ewige koning kom uit hierdie gedeelte uit. So is sulke, dis wat die boek interessant maak, is 'n profesie. Maar as jy dit lees, en ons gaan dit lees, en ons lees dit klaar met die woord, die daaglikse brood, dan lyk dit asof hy dit beskryf, asof hy daar is. Hy sê nie 'n seun gaan vir ons gegee word nie, 'n seun is vir ons gegee. En hy in die mense gaan hom noem, die ewige Vader, die magtige God. En wanneer hy oor die kruisiging praat, dan asof hy daar is, hy sien hoe word hy gelei as 'n lam ter slagting. Anders as die ander profete wat in beswymings was, skryf hy dit net. Asof hy daar was, en hy het 700 jaar voor Jesus is hy begin. Uiteindelik, die profesie loop oor 300 jaar. Wat voor ballingskap, in ballingskap en na ballingskap, soos dit 66 boeke. Nou het ek gedink, hoe op aarde dit gebeur, verstaan? Ons ken Openbaring, wat Johannes sê, hy's weggevat deur sy gees, en hy was in die hemel gewees, maar dis nie wat hy sê nie, hy het goed net gesien. Kyk, en ek wil dit hier eintlik vir julle as 'n sleutel gee, want dit is die interessantheid van die boek, wat ek dink gebeur het. Ons moet onthou, jy weet, God staan buite tyd. Byvoorbeeld, as dit jou lewe is hierdie, kyk, tyd is, weet, ons lewe in 3 dimensies, tyd, ruimte en materie, hier is die aardbol. So God kyk na jou lewe, van buitekant af, hy weet wanneer jy gebore, hy weet jou pa en jou ma, hy weet ook wanneer jy gaan sterf. Hy bepaal dit nie. Ek weet daarna dit gesê, maar jy het mos besluit neem, okay, so jy neem besluite en jy vra vir hom, weet, moet ek hierdie besigheid begin, moet ek Dubai toe kom, of Abu Dhabi toe gaan, moet ek met die een trou, moet ek daai werk doen, obviously, neem jy nie besluite elke dag, nie? Maar ons doen dit met hom. En dan is daar 'n dom lunatiek wat 'n bom gooi en jy's dalk daar en as jy dood, verstaan jy, so goed gebeur. So God staan buite tyd. En dieselfde hier, God weet wat die einde van die wêreld is. Hy weet wat gebeur, hy weet wat ons gaan doen, jy neem besluite, jy neem duisende elke dag. So wat hy gedoen het met hom, is al verklaring wat ek het. Hy het vir hom hy het hom uit tyd uitgehaal, en dan vat hy hom. Hy vat hom vooruit tyd. En dan wys hy vir hom, kyk daar is dit, dat as ek dit vir jou wys, die dag toe Jesus gebore is, kind is gegee. Dan vat hy hom weer 33 jaar daarna, of eintlik in die middel ook hoe hy gedien het, dan vat hy hom na die kruisiging toe. En 3 dae daarna is hy ook by die opstanding. En toe gaan beskryf hy dit vir die mense, wat in duisternis geleef het, die volk was baie sleg op daai stadium, om vir hulle hoop te gee. Vir hulle hoop te gee. Vertel van Jesus, hy sê daar gaan 'n seun gee, die Messias sal kom, en alles sal beter wees, want hierdie is 'n mes, sê hy vir hulle. Nou die interessantheid, dis in die Bybel, nou kan ons dit kyk en sê, wow, jy weet, dis baie interessant. Maar waar staan ek en jy? Ons is nie eens in Jesus toe hy gebore is, ons leef 2000 jaar daarna. So ek en jy leef in die hoop wat hy van vertel het.
En miskien moet ek dit vir jou so verduidelik. Maar dis wat hierdie boek aan jou wil doen. Almal van julle, ek wil niemand is hier gebore nie, wat ek van weet, en niemand wat ek hier ken is ook hier burger hier nie, nee. So jy het op 'n stadium, of jy nou 16, 14, 12, 10, 8, 5, 40 was, het jy in Suid-Afrika gesit en bewus geword van die Midde-Ooste. Die land van sand en heuning. En jy het geweet, as jy hiernatoe kan kom, jy weet, gaan jy 'n goeie werk kan kry, dit is veilig vir jou gesin, jy kan vir jou kinders 'n nuwe toekoms gee, jy gaan meer geld kan verdien, jy gaan nie belasting betaal nie, jy gaan reis na al die plekke toe, jy gaan 'n lekker kar, jy gaan lekker huis bly, ensovoorts. So jy gaan kyk op die internet, of jy was vinnig hier gewees om te kom kyk, en dan gaan jy terug, en jy vertel vir jou kinders, ons gaan nou trek na die UAE toe, ons gaan in Abu Dhabi bly in Dubai, en dan kyk jy wat se kar jy kan koop, ek het dit nogal gedoen. Ek het nou opgewonde geraak oor die karre wat ek kan koop veral, en dan weet jy die petrol is so goedkoop. En dan sien die kaartjies na verskillende lande, soos die hoop wat ek gehad het. En toe ek hiernatoe kom, then I live the dream. I live the hope. En ons is nou al heeltyd hier. En elke keer as ek terugkom nou van Suid-Afrika af, dan voel dit vir my, maar dis eintlik my huis hier. Dit is veilig hier. My mense is hier, ons is hier alles te saam hier. En jy beleef als intens. 'n Mens moet ook nie vergeet eintlik nie. As jy nou nie meer happy is, jy gaan terug Suid-Afrika toe, gaan na die woonbuurt en dat hulle paaskote op jou skiet en dan sê jy gou weer hoop jy's hier, verstaan jy? So wat ek net wil sê, mens moet bewuslik weet wat met jou aangaan hier. En moenie 'n fout maak, Suid-Afrika is baie mooi en mense verlang ook daarna, maar ons is mos nou huis vir ons hier. So ons leef in die hoop. En dis dieselfde wat met ons moet gebeur in hierdie verhaal. Is dat jy moet vir jouself partykeer terugvat en sê, daar is mense wat nie van die, wel geweet van Jesus, maar gehoop dat hy kom. En ek is 700 jaar daarna, 400 jaar waar het geëindig het, hy eers gekom. En ons pluk die vrugte daarvan, maar pluk ons die vrugte daarvan? Of leef jy nog eintlik maar net soos 'n Israeliet, of soos 'n moslim of 'n Mohammedan of wat jy ook al is, verstaan julle? En dis wat hierdie reeks aan ons wil doen. So, Marie Jansen het op 'n stadium het hy gepreek daar by ons studentekerk. Sê daar's eintlik niks niets onder die son nie. En hy kan ons niks niets vertel nie. Maar hy kon eintlik, maar hy sê al wat jy kan doen is om ou waarhede nuut af te stof. En dis eintlik wat ek hier wil doen met hierdie boek. Nee, ek nie. Dis wat die Here vir julle wil doen. So ek wil hier met 'n verwagting van hoop hê as jy na toe kom. Ek gaan my bes probeer dat ons kyk wat dit bedoel, wat het hy gesien daai tyd, wat dit vir hulle beteken, wat beteken dit vir jou? So hier in Dubai, ek het die man nie ontmoet nie, maar die man bly hier, Anthony Scott Logan, wie ken hom? Want hy is die CEO van 'n branding agency Noir. Ek moet dit nou reg uitspreek, as French Noir. Okay. So die jong man het baie foute gemaak, hy seker so 36, 38 op die staan, hy is nie getroud nie vir die jong dames, ek dink hy kom uit Engeland uit, of Amerika, ek weet nie, eintlik nie. So hy sê, hy het alles in sy lewe gehad. Hy het baie keer foute gemaak, maar toe raak hy heavy ryk, en hy is 'n influencer ensovoorts, en hy het alles. Hy sê, hy is die definisie van sukses gewees. Hy sê, maar toe op 'n stadium, toe kon hy nie meer uit die bed uit opkom nie, nie in die oggende nie. Want as hy eers alles het, hoe kon hy nog opstaan? En toe sê hy vir homself, hy mis iets, want hy het vriende wat gelowiges is. En hulle het vrede, hulle het nie baie nie, maar hulle is baie happier as wat hy is. En hy sê, hy's 'n ekstreme ou. En toe begin hy al die godsdienstige boeke lees wat daar is. Hy het alles so Hindoeïsme gelees, hy het die Koran gelees, en toe lees hy ook die Bybel. En hy sê wat hy probeer doen het, is om te bewys dat daai godsdienste eintlik nie sinvol is nie, maar hy wil dit vir hom ondersoek het. En in die proses het hy by God uitgekom. En in die proses het hy by Christus uitgekom. En in die proses het hy sy hart vir die Here gegee en gesê, ek wil nie net saam met U leef nie, ek wil ons moet een wees. En alles wat myne is U sin, en U sin is myne, en hy verstaan die koninkryk. Hy het hom baie diepte aangegrawe, en hy het hom laat doop, en vandag vertel hy sy storie wêreldwyd vir mense. Miskien ons hom eendag gekry het vir ons ook vertel. Maar, in die proses vertel hy dit. Ek sê vir julle die YouTube ding aanstuur, wat Susan vir my gesê het. Hy sê wat hom getref het, van die Bybel, is die verweefdheid van die Bybel. Daar's 63.799 kruisverwysings. Hierdie prent is geskep deur Chris Harrison van Carnegie Mellon Universiteit. So as jy
by buitenste lyn is hoe Genesis verbind is met Openbaring en dan gaan dit so. Hy sê as geen ander boek in die wêreld wat dit het nie. En hy sê dis ons geskenk wat hy nooit van geweet het nie. Hy sê dis asof God se goedheid verweef is in die Bybel. Jy weet, as Jesus sê hy gaan opstaan, dan staan hy op. As Jesaja in 700 voor Jesus sê hy gaan kom, dan kom hy. Jy weet, hy sê daar's net, dit is vir mind-boggling gewees om dit te besef. Boek het 800,000 woorde, die Koran het net 80,000. Dit is 66 boeke, dit is 40 skrywers wat hierdie boek geskryf het oor 'n tydperk van 1500 jaar, omtrent 1189 hoofstukke. Met hierdie klomp kruisverwysings. Hy sê hy was net eenvoudig, he was blown away by hierdie boek wat ons almal het. En dit wat daarin staan, want hy sê, hierdie drade verbind ons aan God en verbind ons aan mekaar. Hy sê, dis die pragt van die boek. En in Jesaja, van al die boeke, meer as Psalms, is die beauty hiervan ongelooflik sigbaar. Hierdie boek Jesaja, of kom ek sê, die boek wat die meeste aangehaal word in die Bybelplekke is Psalms, 100 keer. Jesaja is die tweede meeste boek wat aangehaal, 85 keer. Jesus haal 8 keer uit die boek uit aan. En Paulus, wat die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, 40 keer uit hierdie boek uit aan. En dan weet ons sing dit die hele tyd. So, as ons hierna kyk, en ons gaan in die boek kyk, wil ek jy moet dit onthou van hierdie boek. Dit is 'n geskenk wat God vir ons gegee het, hierdie 66 hoofstukke. En ek hoop dat hierdie boek jou gaan help om nie te kyk, en om opgewonde te raak, en God, die 3 persone God nie te sien, te ervaar, en te vertel. Dit moet jy aan jou keel gryp, en jy moet dankie sê dat jy hierdie tyd van jou lewe leef, dat jy ouers Christene was, en jou oupas en oumas, en of dat iemand jou op 'n stadium na God toe gelei het. Ek wil hê dit moet met jou gebeur. Nou, dit is 'n monumentale ding om hierheen te gaan. So wat ek vandag gaan doen, die vloei van vandag se preek, het net 3 fases. Ek wil eindig by die laaste punt, op die laaste vlak van 6 vlakke, hoe 'n mens die boek moet lees, en eintlik ook waar jy moet leef, as jy werklik, so Scott Logan, vrede en liefde te wil beleef. So ek gaan, ons gaan 'n stukkie lees vandag, maar ek gaan jou deur die 6 vlakke vat waarop jy moet lees, want ek dink, weet, as ek vir mense van kom die kerk toe, en kinders kan in kampe toe self wil nader aan God kom, dis presies hoe jy dit gaan doen. So, ons gaan daarby eindig, maar om te begin gaan ek vir jou kortliks verduidelik hoe werk Jesaja, want dis die boek wat ons gaan doen. Ek gaan nie 'n lang lesingkie gee nie, net vir jou verduidelik. Ek het eintlik al 'n deel daar klaar gedoen. Daar gaan ek vir jou verduidelik hoe die preekreeks gaan werk, net dat jy weet konteks gee, en dan gaan ek vandag se preek met jou deel, of 'n gedeelte, en dit is die noodsaak van 'n troonvisie. Okay. En deel daarvan, ons gaan daai troonvisie, ons vandag na een van hulle kyk, gaan ek dan deur die 6 vlakke vat. Okay. Ek gaan nie lank vat nie, maar bly by my, is dit reg so? Goed. So, die interessant van Jesaja, Jesaja is begin skryf 700 jaar voor Christus. Dis eintlik amper 800, 747 jaar, 74 jaar. Dis in die tyd toe Hizkia gelewe, die konings daar was. Toe het hy hierdie gesigte begin sien, en wat hy heeltyd vir die volk gesê het, want soos hy ook hierdie gesigte gesien het van Jesus, het hy ook die oordeel gesien, dat hulle Babylon toe gaan ensovoorts. Hy het dit gesien. God het hom ook teruggevat so intoe. Maar ek gaan nie daarop fokus, maar ek wil net sê hoe hy werk. So die heel eerste een het hy voor die tyd gesê wat gaan gebeur. Toe is hulle in ballingskap, en hulle is in ballingskap gegaan so 567, ek praat van die Suidryk, en hulle was omtrent so 75 jaar daar, so daar het hy ook dan weer dieselfde oordeel vertel, as hulle nie gaan regkom nie, maar ook die redding, en dan toe hulle terug is in die land, het hy weer vir hulle vertel. Okay. So dis sommer net agtergrond daaroor. So hoe kan een ou nou 300 jaar lang gepreek het? Soos Jesus disippels gehad, het hy ook disippels gehad, 'n skool gehad. Hy is weggeneem, hy het alles opgeteken, en toe hy dood is, toe hulle in sy plek vir ander mense vertel. Dis ook ons van 3 Jesaja's praat, die eerste en die tweede en die derde Jesaja. So hoe dit gewerk, ek het net vir jou verduidelik, dat hy het hom gevat, en hy het vir hom gesigte gewys, en dan het hy dit net opgeskryf, en vir die mense gaan vertel. En ons het dit vandag nog, wat ons nou
'n ongelooflike ding is. En dan veral waarop ons gaan fokus is hierdie reise wat hy gehad het oor Jesus, want dit is vir ons vandag relevant. So hoe gaan ek preek? As jy kyk na daai gesigte wat hy het, dan gaan dit oor die geboorte, identiteit van Jesus, dit gaan oor die sending van Jesus, sy bediening. Hy het dit gesien, dat hy die dienaar is, en dan gaan dit oor sy lyding, en dan gaan dit oor sy opstanding, en dat hy die ewige koning is. Hy het al die goed wat ek en jy vandag beleef, het hy klaar gesien. So ek gaan dit uit sy oog vir julle verduidelik. Okay. So daar gaan 10 preke wees, min of meer sal dit so wees. Maar ek wil by vandag uitkom. En vandag wil ek vir julle begin waar hy begin. En dit is by 'n troonvisie. En ek wil dan vir julle deurvat om te sê hoe ou hierdie visie wat ek vir julle kan gee, probeer lees dat hy jou nader aan God bring. Want ek bedoel as ek vir julle van 'n troonvisie vertel, dan ek het nou vandag ook gelê en wonder hoe gaan ek vir julle dit eintlik verduidelik, verstaan jy? En hoekom dit belangrik is, want dit is, maar hierdie was die heel eerste gesig wat iemand ooit van God in die hemel gesien het. Ek het nie geweet dit bestaan eers tot ek op die universiteit gekom het. Dit is nooit van hy vertel nie. Maar hy begin met Jesaja om vir hom te sê, luister Jesaja, ek wil jou gebruik, maar jy moet weet wie ek is. En dan sien hy hierdie gesig, en ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Hierdie troonvisie om vir hom te wys dat hy die heilige God is van hierdie onheilige volk, en dat hy hom wil roep as 'n profeet. En hierdie selfde gesig wil hy vir jou vandag wys, dat jy moet verstaan. Ons het dit net gesing, hy is die heilige God, maar hy wil vir jou ook gebruik as sy profeet in die land. Dis waar die snypunt vandag kom, okay. Maar nou wil ek net iets oor troonvisie sê, anders te gaan ons in die lug hang. Kyk, God het altyd snaakse goed gedoen, eenmalige goed. Ek wil toe hy vir Moses roep, nee. Toe wat doen hy? Toe staan hy daar in die brandende braambos. En Moses, wat doen hy? Hy loop daar, hy sien daar's 'n bos wat brand, wat niks snaaks is, nee. Maar hierdie bos brand hy uit, he. En dan gaan hy nader. En dan staan stem in die bos wat sê, kom ek wil met jou gesels. Maar, trek jou skoene uit, van die grond waarop jy staan is heilig. En dan vra hy daarvan, wie is jy? En dan sê ek is die God vir jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob. En dan sê maar wie sal ek sê het my gestuur op die einde? Hy wil ons nie gegaan het nie. Toe sê hy vir hom, ek is wat ek is, stuur jou, Jahwe. Dis my naam, ek is die redder, ek stuur vir jou. So dis 'n eenmalige gebeurtenis. En dit het die Jode se lewe vir ewig verander, jou nou ook, is waar hy 10 gebooie gekom het. Toe kom hy met sy seun en hy plant eenmalige kruis daar op die koppie op Golgotha. En wat, kyk, hulle het altyd misdadigers daar gekruisig. Jesus is die eerste ou wat gekruisig is. Nee, dit as jy regtig baie sleg was en jy die volk bedreig as jy gekruisig. Toe vat God daai aaklige dood, elkligste dood jy kan sterf, en hy laat vir Jesus daar vashamer. Om mense se aandag te kry, en vandag nog. As mense kruis sien, dan weet jy, verstaan, dis hoe God dit gedoen het. En dan laat hy vir Lazarus uit die graf uit opstaan. Hy het nie daai een mens uit die graf uit laat opstaan, en dan staan hy self uit die graf uit op. Eenmalige goed wat ons aandag gegryp het, en ons geloof hang daarvan af. Verstaan julle? En dit is van groot goed. Maar weet julle wat? Hy het in die Bybel 5 troonvisies gehad, wat by ons verbygaan. So belangrik is, daar's 5 van hulle, wat ons wil help om te verstaan, en die volk deur die tyd en vandag vir jou vir wie God is, en dit gaan sommer by ons verby. Ons het net nou een gesing ook, daai heilig is God. En ek het al meeste van met julle gepreek ook al. So het gaan oor Jesaja sin, Esegiel het een, Daniel het een, Openbaring, en ek weet vinnig daaroor gaan. En elke een wou vir 'n profeet en vir sy mense iets sê. Ons het nou syne gesien, ons gaan nou daarna kyk, dis die eerste een gewees, maar die tweede een wat ons sien is die van Esegiel. Esegiel sit toe al klaar in gevangenskap 593 voor Christus, 10 jaar voor die ander gaan. En nou dink hy, jy weet, hy word 'n priester geword het, waar is God? Hy is in die tempel. En dan wys hy hom hierdie gesig, 'n troon met wiele. En hy sê vir hom, wat hy daar sê, waar jy ook al is, sal ek met jou gaan. Ek is nie in die tempel nie, ek is oral. Dis die boodskap. Die volgende een wat iemand sien is net 'n paar jaar daarna, 553 is Daniel. Jy weet, Daniel wat hy oond was, en dan sien hy vir God met die boeke wat oopgemaak word, en God sê, mense kan nie net aangaan nie, hulle gaan geoordeel word, die volke. En ons weet so, Nebukadneser is dood, Kores gekom, en die Grieke het gekom, en die Romeine het gekom, en die gaat ons nog steeds aan.
Maar, hy sien dan ook die seun van die mens. Die eerste keer dat iemand vir Jesus in die Bybel sien hy 'n figuur wat lyk soos die seun van die mens, en hy kom na God toe, en hy sê vir hom, hy hou sy scepter uit, en hy sê, aan jou sal al die mag gegee word, en al die nasies van tale en volke sal jou aanbid. Dis waar Jesus, toe hy moslim sê ons, hy het nie gesê, hy's God nie. In Markus 8 vra hulle vir hom, is jy die seun van God? En sê, dis soos daar staan, ek sal op die wolke kom, en die mense sal voor my buig. En dan, in Handelinge, word Stefanus doodgegooi. En wat sien hy net voor hy? Dan sê hy sê, ek kyk op en ek sien die hemel oopgaan, en daar sit God, hy's daar. En aan sy regterkant is Jesus, sy seun. En voordat Openbaring het gesê, sien hy dit. En dan word hulle nog kwaader, want hulle sê, jy blasphemy, hoe kan jy sê, jy sien God, en dan gooi hulle hom dood. Dis die 4de een. Die 5de een is die wonderlike gesig in Openbaring. En dis die eerste wat ek in my lewe gesien het. En was nog so ou houtsneewerkie van Albrecht Dürer in 1485, nie kleur ingehaat nie. En dit het my aandag so getref, want dit is die plek waar ek en jy gaan sing, en dis waar ons oupas en oumas en my pa sing daarbo. Dis waar God op die troon sit, en hy en alles draai om hom, en dis waar die leeu en die lam is, om te wys hoe hy ons gered het. Dis daai gesig. Verstaan julle? En dit het hy vir Johannes gewys, Johannes wat ook die geskrifte geken het, om te sê, moenie bang wees nie, die keiser is niks nie, hy gaan doodgaan, hy is nie God nie, ek is God. Ek hou die toekoms in my hand. En as jy, ek sê Pantokratos, sê Jesus en God, en as jy in my hand sit, is jy veilig. Niks kan iets aan jou doen. En ons weet wat dit vir ons beteken, ons wat Openbaring gedoen het al. Maar nou wil ek julle terugvat na die heel eerste een toe. En wat ek gaan doen, want die gesig wil eintlik in 'n sekere sin op 'n snaakse manier wys dat die God wat hulle altyd gedink het sit op die kus, jy weet die ark is 'n lewendige God, en daai serafs wat daar is word dan lewendig vir hom in die gesig om te wys hoe heilig God is. Hoe heilig God is. En ek gaan nou vir julle verduidelik, en ek gaan 2 goed doen. Ek wil die gesig ontleed, so ons gaan dit net lees. En dan gaan ek ontsluit op daai 6 vlakke. OK, ek hoop dit dring in jou in. So kom ons begin. Hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, in hoofstuk 6 sê hy, het ek die Here gesien, dis Jahwe, en hy sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some deur die tempel gevul word. So in 'n sekere sin, hy sien die gesig, maar hy is ook in die tempel. Nou, ons weet eintlik wat hy hier sien, of wat hy nou verwys as hy praat van hy sit in die tempel, dan is hy daar in die allerheiligste, waar net die hoëpriester kon ingaan. Want dis die tempel toe bestaan. Nou, ons weet, dis die tabernakel in so, ek dink 960 voor Christus het Salomo mos die tempel gebou. En dan sien hy dat God se volheid vervul eintlik die hele tempel. Dit wat hulle nooit ervaar nie. God is nie weg nie, hy's daar. En sy oë gaan oop om dit te sien. En dan sien hy daai, ek weet gou terug gaan, daai 2 serafs, ons ken dit van Bybelklasse af. Sulke goue serafs, is eintlik engele wat hulle hande so druk of hulle vlerke teen mekaar. Nou word hierdie lewendig. En die serafs het bo oor hom gestaan. En elkeen het 6 vlerke gehad, belangrik. Met 2 het hulle aangesig bedek, en met 2 het hulle voete bedek. Hoekom het bedek hulle aangesig? Want selfs die serafs kan nie eintlik na God kyk nie. En hulle voete moet weet, hulle is op heilige grond. Ek bedoel, dis wat hy vir Moses gesê het. Jy kan nie net in dis hoe groot God is, nou sien hy dit. Want die volk gaan aan asof God niks is. En dan sê hy, en met 2 vlerke het die serafs gevlieg. Wat beteken dit? Dat hulle sou die boodskap uitbring oor die hele aarde van God se grootheid, soos wat Paulus gedoen het, en soos wat ek en jy ook gaan doen. En dan sê hy, en die een seraf het vir die ander een gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Sing hulle. Hierdie is, ons het dit net nou gesing, en elke seën beeld van dit, kniel die lewende wesens in Openbaring 5, en dan sing hulle dit. En ons het dit net nou gesing, iets wat ons al van wegbly, God is God, ons het mense, en dit verwys eintlik, sy heiligheid is sy volmaakte liefde, waarmee hy die aarde geskep het. Dit peel en oes uit elke appel, perske, peer, pruim, druiwetros wat jy eet.
En ons sien dan ook, as die mense foute maak, dan sê hy, as jy die reënboog sien, sal jy weet, ek sal altyd genadig wees teenoor julle. En ons weet, Jesus sê in Openbaring, ek klop in jou hart se deur, ek wil met jou ingaan en gemeenskap hê. Ek wil om die tafel met jou sit, ek wil jou omvul met, ek wil die gebou waarin jy leef, en ek wil jou hart vol met my liefde. Dis eintlik wat hy daar sien. En dan sê hy, en dan sê hy, o my wee, o my aarde, ek is verlore, want ek is 'n man met onrein lippe. En ek woon onder 'n onrein volk met onrein lippe, wat nooit God se heiligheid roep nie. Want my oë het die koning van die Here van die leerskaar gesien, sê hy. Dis wat hy wou gehad het. Geweet het wie's God, want dis die God wat ons aanbid. Hy's heilig in sy liefde. Maar een van die serafs het aan my toe gevlieg, het 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgehaal het, die altaar wat altyd gebrand het, né? Ons het by die tabernakelkamp was, en hy het my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou skuld is weg en jou sonde is versoen. 700 jaar voor Christus beleef hy wat ek en jy beleef as ons by Golgotha staan. Dis nie Jesus se bloed wat sonde wegvat nie, dis God wat sonde wegvat. En met daai kool het hy vir ons sê, jou sondes is vergewe. As ek sê dis vergewe, is vergewe, en ek weet dis wat ek en jy beleef, die vraag is, glo ons dit? En dan kom daar 'n stem wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal ek met die volk laat praat? Wie sal vir ons gaan? En dan sê Jesaja, hier is ek, stuur my. Hoekom? My sondes is vergewe, my mond is aangeraak, my hart is gemotiveer. Ek sal 'n profeet wees, en dis eintlik wat hierdie hele boek aan jou wil doen, om sê, jy kan nie net hierdie vir jouself hou nie. En dan sê die stem, gaan sê aan die volk, julle hoor altyd deur, gaan sê vir jou vriende, maar julle verstaan niks nie. Julle sien altyd deur, maar julle bemerk nie julle kwaad nie. Daar sal verwoesting wees. Nou verduidelik hy wat gaan gebeur met die weggeraping. Dit sal aanhou tot al die stede verwoes lê in die Suidland. En hulle het geweet die noodryk was weg en het nooit weer teruggekom nie. Daar sal nie inwoners wees nie, die huise sal sonder mens wees, die land sal verwoes wees tot 'n wildernis, en dit was toe so. Die mense sal ver weggeneem word. Maar sê hy, maar soos met 'n terpentynboom en 'n eikeboom wat afgekap word en 'n takkie oorbly, so sal daar ook 'n takkie oorbly wat weersag oor uit die volk, die gewyde geslag. Hy praat van die Isaïe stomp later. En wie is Isaïe? Dis die pa van Dawid. En wie is daai loetjie? Dis Jesus. En wat is die gesigte wat hy dan sien? Van Jesus wat gekom het, gesterf het en opgestaan het en sy gees vir ons gegee het, sodat die heerlikheid van God voluit in ons kan leef. Dis die gesig wat hy vir hom gegee het, en hy het daai boek geskryf vir hulle hoop te gee, en hy gee dit vandag vir ons vir hoop. Ek wil nou hê dat ons, ek wil hê met 'n oomblik weer hierdie dalk gaan lees in die Bybel as jy by die huis is. Want jy's vandag hier, en dis die troonvisie wat jy vandag gekry het. Maar om jy net 'n bietjie te help, 'n mens kan hierdie gedeelte op 6 vlakke lees. Miskien moet ek net gou dit sê. So as huweliksmaats by my kom, dan kan ek gewoonlik nie goed kommunikeer nie. Dan vra ek julle van die 5 vlakke van kommunikasie gehoor. Sê hulle nee, wat is dit? Dan sê ek nee, wel as jy dit nie weet nie, gaan jy dit nie doen nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan dit met julle gaan soos dit gaan. So as 5 vlakke, gaan gou vir julle verduidelik. Wat is relevant hier? Die eerste een is klisjées. Jy staan die oggend op, as jy vrou het jy lekker geslaap, sy sê ja. Of jy loop in die gang, en jy sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Maar jy moet nie eintlik sê, het gaan nie sleg nie. Dis net, jy wil vriendelik wees. Nou kom die vrou by die huis, en jy in die aand, en dan is die tweede vlak is gebeure. Wat het vandag gebeur by die huis? Nee, my baas was nou weer die vark homself gewees. Okay, dit het gebeur. Die derde vlak is menings. Wat dink jy daaroor? Sy sê nee, ek dink die man is 'n vark. Okay, so ek het dit ook uitgevind. Nou die dieper vraag is, hoe voel jy daaroor? Sê ek, hoe voel jy daaroor? Sê ek voel so seemals, hy eet my en hy vertrap my en ek kan dit nie meer hou eintlik nie. Die donkie, die vark het ons by die donkie gekom, toe sê hy vir hom, hy huil toe so baie, op die plaas. Toe sê, hoekom huil jy so? Toe sê hy kan dit nie meer vat nie. Hy sê, wat's fout? Hy sê, nee,
Hierdie ding dat mense, alles wat sleg is varke noem, is my te veel. As jy vieslik is 'n vieslike vark, as jy vuil is 'n vark, as jy lelik is 'n lelikse vark. Die donkie skud sy kop, sy sê, sulke varke. Nou het jy gehoor hoe voel sy. Nou, hou jy haar net vas, jy kan net niks vir haar sê nie, sy moet ook nie werk los en ons moet bid dat die baas weggaan. Ek wil net sê, dis nie haar baas is nie, is 'n goeie ou, of vrou eintlik. En dan die diepste vlak is stilte. Jy sit net by mekaar. Nou, baie van ons huis het net stilte. Ek dit help nie eintlik, jy moet hierdie goed gaan, verstaan jy? Maar dan is dit genoeg. Ons is net daar vir mekaar. En as mense dit weet en dan doelbewus op daai vlak begin beweeg, dan begin 'n huwelik. Jy weet, my man gee om vir my, het nogal vir my gevra hoe voel ek, jy weet. Jy weet, en hy het vir gesê hoe voel hy oor my en jy weet, verstaan julle daai vlakke. Op dieselfde is hierdie vlakke in 'n sekere sin. En ek gaan vir jou wys, party van ons lees die Bybel net op 'n kennisvlak. Jy sit hier, wat is vandag in die kerk, weet nie, dominee het gepraat oor hy het iets gelees uit Jesaja oor 'n visioen van die jy weet, van die hemel. Dis soos die seun was by die kerk toe die dominee oor sonde gepreek. Hy sê die pa vir hom, jy was by die kerk, wat die dominee gepreek? Nee, pa, hy het oor sonde gepreek. Wat sê hy? Nee, hy sê, ek dink hy sal teen, lyk dit vir my. Okay, maar nou, dis net 'n kennisvlak, verstaan jy? So jy sê ook, jy het nog kennis, dit is nie net een visioen wat nie, hy toe nou vertel, daar's eintlik 5 sulke visioene gewees, en dis nogal God se herhalende ding, dis kennis. Dit het ons almal, 66 boeke, 800,000 woorde in die Bybel, 500 skrywers, 1040 skrywers, weet, dis kennis. It's great om te hê. En jy is beter as mense wat nie het nie, maar dis dit. Die tweede dieper vlak is geloof. Is wat jy sê, luister, maar ek glo hierdie is waar. Hierdie gesig met God wat sit en al 5 is toevallig een, is dieselfde God op die troon. Ek glo God sit op die troon. En ek glo hy het wiele is, en ek glo hy is by my. Ek glo die goed wat in die Bybel staan, en in die gesigte wat hy gesien het. En ek glo ook die Bybel, en ek glo die Bybel is waar. Dis baie wonder, as jy nie glo nie, ek wil wat, dan is jy nie meer gelowig nie. Maar dis een vlak. Die dieper vlak is dan nou ervaar. Dat jy sit in die kerk, ons sing, want die lied wat ons gesing het, Agnus Dei, wat die lof van die lam is om te sê, ons kniel voor hom, want aan hom kom al die eer toe. Hy is die lam wat geslag is, en die ons bloed ons vrygekoop, en dan sing ons, daai heilig, heilig, heilig is die Here. Jy sing dit en jy ervaar dit, en heilig, weet, en het vat jou, en het roer jou, want daar is stemme, en klank, en daar is beweging, jy beleef dit. En vir 'n oomblik sê jy vir jouself, wow, die hemel raak, en my hart raak aan God, en dit is great stuff. Maar daar is nog 'n dieper vlak, en dis die vlak van wandel, om te sê, ek gaan nie net kerk toe kom, en hier is ek 'n Christen, en ek is heavy opgewonde, en ek sing, en steek my hande op, en dans, en so, maar as ek by die huis kom, skop ek die kat, en vloek my man, verstaan jy? Jy sê nie, ek is nie net in die kerk, ek wil ook in die wêreld 'n Christen wees. Soos Logan gesê het, ek wil gaan vertel vir ander mense soos Jesaja, van wat met my gebeur het. Dan begin jy op 'n ander vlak beweeg. Maar dit is nog nie die diepste vlak van wandel nie, en baie van ons dink dit is. Dan is daar 'n vlak wat sê, ek het God lief. Omdat hy my lief het. Met jou hele hart. Jesus sê, net voor hy weggaan, en hy sê, julle moet die rankie wees, dan sê hy, julle moet mekaar lief hê. En hy sê, as julle my lief het, dan sal julle my opdragte uitvoer. Nou is 2, julle moet mekaar lief hê, en julle moet gaan vertel. En jy doen dit ook, selfs waar niemand jou sien nie. Niemand jou ken nie, doen jy die regte goed. Hoekom? Uit liefde vir God. Dit beteken, ek is nie net hier voor julle mooi met Susan nie, ek is altyd mooi met haar. Probeer, want ek het haar lief. So sê jy vir God, ek het jou lief. En jy sing daai liedjie. In moments like this, I sing out my song, a love song to Jesus. Al is jy nou 'n man, sing jy vir Jesus love songs, verstaan jy? Maar dis wat dit beteken. Maar daar is een dieper vlak is dit. En dis wat Jesus van praat, as hy ook, as hy oor die wingerdstokkie praat, dan sê hy, daar is net een manier om heeltyd vrede en liefde te beleef, jy moet in my ingeplant wees, soos 'n wingerdstokkie, my sap moet deur jou hart loop, dan sê hy vrug dra, en Johannes 17, dan sê hy, ek bid Vader, dat hulle met mekaar een sal wees, soos wat ons een het, en daai vlak is eenwording met God.
Dis die diepste vlak. En dan lees jy hierdie daardie en sê, hierdie troon gee God vir my, want hy nooi my uit, om na hom toe te kom, in die allerheiligste, en my toe te laat, dat my gees in hom kan bly, en my kan kom bly. Ek en Susan is een, liggaamlik, fisies, alles. Jy laat toe dat God jou mond aanraak. Jy gee oor in die gees, met oop hande en voete. Hy is die brood van jou lewe, wat jy elke dag eet. Hy is die asem van jou werklikheid, die rede vir jou vreugde, the witness of your life. Sy koninkryk is jou koninkryk, en jou koninkryk is sy koninkryk. Dis wat Logan gesê het met hom gebeur. Hy is jou alfa en omega, jou begin en jou einde. Die fontein waaruit jy leef. Die vrug wat jy dra. Die offers van jou werk, jou huwelik, jou gesin, jou lewe, is vir hom. Want hy het vir jou liefde gegee, en as jy werk, dan is liefde sigbaar gemaak, en die ure verander, en jou liggaam word 'n fluit waar jy die ure musiek verander. En jou huwelik word 'n plek waar mense die engele op en af sien klim, sê Jesus vir Nathanael, net voor hy water en wyn verander. En jou kinders ervaar jou liefde in die huis, en hulle dra dit soos liggies uit na die mense toe. En miskien is die toets, hoeveel keer dink jy eintlik aan God? Ferdinand Daes sê, hy bid nie eintlik nie. Sy hele lewe is 'n coram deo, hy leef voor God, hy is bewus van God. As 'n chef gewees, bekende spirituele Christen wat gesê het, hy het eintlik lank toebroodjies gemaak. Hy sê, elke toebroodjie wat hy maak hy met liefde vir God. Ek het eendag met 'n chef gepraat, hy sê, jy kan die beste kos maak as dit met liefde gemaak word, dan lyk dit anders. As dit met goddelike liefde gemaak word, is dit die offer wat jy vir hom bring, en mense eet dit. En dis jou lewe. En miskien is die grootste toets, hoe oop jou beursie is. As 'n meisie gewees, ons daar baie lank ondersteun, Salome Henning. Sy was jonk gewees, sy het by Seekruis gaan optree. Toe sê sy eendag vir my, sy dink en sy besef, die laaste ding van 'n mens wat tot bekering kom, is sy beursie. Ons sal sê, Here, vat alles van my, maar ek besluit wat ek met my geld gaan maak. Alles daarvan. En ek wil die twee vrae vir jou vra. Hoe dikwels dink jy aan God? Praat jy met God? En hoe oop is jou beursie vir die koninkryk? En is op hierdie vlak wat ek graag wil hê dat ons net met Jesaja moet beweeg en elke keer vra, wat sien ek hier uit? Wat maak ek daarmee? En vandag wil God vir my sê, onthou my deur is altyd oop vir jou. As jy die mooi gedeelte in Hebreërs wat sê, ons het vrye toegang tot die allerheiligste. Jesus is ons gereinig uit ons gewas. Daar's geen vrees by my nie. Ek het nie 'n priester nodig nie, ek het niks nodig nie. En dan sê hy, maar doen julle dit, of bly julle soos al die ander mense weg van die gemeenskap van die gelowiges? As jy nie eens kerk toe kom nie, hoekom gaan jy bid? Dis eenwording. En as jy dit wil hê, moet jy dit soek. En as jy dit soek, sal jy dit kry. En as jy dit gekry het, moet jy dit gebruik. En beteken om een te wees met God. En dit, sê Anthony Logan Scott, dit gee ultimate vrede. Dit is sinvolheid. En dit is vreugde.